Vandag se tema is die rol wat God in jou lewe speel en ek weet ons almal het 'n storie om te vertel oor hoe hy ons lewens raak, lei en versterk. Sommige van ons het wonderwerke beleef, ander het hom in die stil oomblikke van die lewe ontmoet, maar vir almal van ons is sy teenwoordigheid 'n anker in goeie en moeilike tye. Een persoon wat 'n buitengewone getuienis het, is my gas vandag, die talentvolle sanger en liedjie-skrywer Rudy Klaas. Hy het verlede jaar op sosiale media gedeel dat hy vir 'n rukkie dood verklaar is voordat die dokters hom weer kon red. Dit is 'n storie wat jou sal laat besin oor geloof, tweede kansse en die krag van God se hand in ons lewens. Rudy, dit is wonderlik om vandag hier by jou te kan wees. Neem ons terug na daardie dag. Wat het gebeur? Genade, kan ek net eerstens sê wat 'n ongelooflike reis was hierdie gewees. As ek terugkyk na my lewe voor dit alles, is dit asof ek die persoon voor dit nie ken nie. En nadat dit gebeur het, net as 'n inleiding tot dit, toe ek eerste keer terug is in my huis en ek kyk na al hierdie wonderlike toekennings wat die Here vir my oor die jare bymekaar gemaak het, het dit gevoel of ek na iemand anders kyk. Het dit gevoel of ek kyk na iemand anders se suksesse, iemand anders se lewe. En dit nie te sê asof ek nou nadat alles teruggekom het en nie geweet wie ek is nie. Dit was net asof 'n mens van buite af kon sien, "Sjoe, jy het iets gedoen. Jy het iets gedoen." En ek dink in die middel van goeders in jou lewe wanneer jy suksesvol is en die Here dit oor jou pad sit om suksesvol te wees en jy te stem, besef ons nie altyd hoe dankbaar jy moet wees vir daai stem wat jy het nie. So hier lê ek in die hospitaal na menigte operasies. Ek dink op daardie stadium was dit die 13de of 14de een. En hoogs suksesvol toe nou uiteindelik by die regte dokter uitgekom. Maar soos wat die noodlot dit nou wou hê, maar natuurlik glo ek die Here het 'n hand oor absoluut alles. Ja. Maak nie saak hoe sleg dit is nie. Die Vader laat die dinge skeef loop sodat jy kan leer regop loop. Spuit hulle vir my ietsiekie in die nag vir pyn, vroegoggendure en my liggaam akkodeer nie, maar niemand het geweet ek is allergies vir dit nie. Want daar was een of ander aktiewe bestanddeel wat niemand nog opgetel het in my toetse nie. In die oomblik toe hulle dit in my inspuit, stop my hart. Maar jy weet mos gewoonlik tel die masjienkie bietjie laag en dan sien jy, o gat, hier kom moeilikheid. Kom ons hardloop vir die masjinerie. Nee, it just net so. Kon. En in daai oomblik was daar natuurlik nie tyd om te hardloop vir masjiene nie, so hulle moes net manually begin druk op die bors en dit is net sit en hulle het gedruk. Omtrent 'n minuut en 'n half, 2 minute lank. Toe dit gebeur, ek was aan die slaap, so ek weet natuurlik voor hierdie niks nie. Dit was net en ewe skielik het ek net 'n bewussyn gehad. Ek sou nie sê ek was wakker of aan die slaap nie, daar was net 'n bewussyn. En daar was lig. Nou sê ek altyd vir mense, dit is so moeilik om dit te beskryf regtig. So ek probeer dit vir julle as skrywer nou verbaal te reitereer, maar dit is baie abstrakt. So verbeel jou jy kyk in die son in, maar dit maak jou oë nie seer nie. So dis wat dit was. Dit is soos om in die son in te kyk, reguit in hom in, maar nog skerper as die son. En jy kan gemaklik daarin kyk. En ook, dit is 'n allesomvattende liefde wat uit dit uitkom. En hier vind ek myself, en ek gaan nie sê ek het gestaan nie. Ek was net. Wat ook al dit beteken, dis ook nie asof jy 'n tree gee om vorentoe te gaan en jy gaan net. So ek weet nie hoe ongelooflik God dit aan mekaar gesit het nie, maar jy is net. Maar in daai isheid, noem ek dit, wat nou baie abstrakt is dit net liefde, en is net 'n gevoel van absolute alles wat mooi is op dieselfde tyd. En jy kan op allerlei plekke op een slag wees. So wanneer jou gedagtegang, ek onthou nog ek het by myself gedink, om een of ander rede, ek seker dat toe ons huis inloop, kon jy sien ons is mal oor blomme. Want ek dink as ons nog 'n blommieplant kon ons 'n kwekery oopmaak. En ek het gedink aan blomme. En soos ek daaraan dink, het ek geweet ek was in hierdie veld blomme, maar ek's ook hier. Maar ek's ook en ek dink, what's going on? En aan my regterkant kon ek skielike energie voel. Ek kon dit nie sien nie. Mense vra altyd, het jy die Here gesien? Nee, ja. Ek het net geweet, dis God. Ja. Wat ook al daai aan my regterkant was, daai teenwoordigheid. En my brein, as dit kan wees, het vir my gesê, jy durf nie daai kant toe kyk nie. Nie uit vrees of angs uit nie, uit respek. Dit is amper asof ek geweet het, jy doen dit nie. En ek het voor my gekyk en daar was hierdie lig. En daar was 'n steek as hierdie trappe, hierdie pragtige, ek sal nie eens sê marmer nie, die trap het so beweeg. En ek het geweet, ek moet soontoe gaan. En jy ken daai liedjie, feels like home to me. En ek het geweet, en ek kon voel ek sal dit nie mense noem nie, die energie, bewegende, wonderlike
ek dink dis wat engele miskien is, maar wat ook al dit was, ek kon dit identifiseer as wesens van God en hulle was very excited om my daar te hê. Jy kon voel, it's just like, dis asof hulle nou, jy weet ek het vir my vrou 'n surprise party gegee, dit was werk. Nou as ek daaraan dink en ek sien daai, lyk dit of hulle 10 jaar gesit het. As hy nou kom, gaan ons nou so, en dis ek hom altyd spot en sê, die Here ken ons so goed, dat ek dink elkeen se geestelike ervaring terug na hom toe, is tailor-made. Dis couture, soos die vriend sal sê, dis gemaak vir jou. En in daai oomblik toe ek my eerste aanstate vorentoe wou gee, sê iets van my kyk terug. En toe ek terugkyk is daar swartheid, maar die oomblik toe ek daai swart donkerte sien, suig dit my in. Dis al wat ek kan, dit is soos 'n hoewer wat jou ingetrek het in 'n oomblik. En ewe skielik is dit donker, maar dit is so stil dat dit jou irriteer. Nou ek sê altyd aan die einde van my vertonings vir mense, ek dink die duurste ding op aarde is stilte. That's the most unobtainable thing. En as ek praat van stilte, praat ek van daai stilte wanneer jy weet God praat nou met jou. Jy sal nou weet as God vir jou goedjies sê en jy kry 'n gevoel in jou hart en die Here sê, nie daarso nie daarso. En jy dink, "Maar Vader, as ek nou daar gaan loop, it's a bit difficult, isn't it? Why are you doing this to me?" En steede van, "Okay Vader, dit gaan nou nie lekker wees nie, but let's go." En dis die tipe van ding wat ek nou aangeneem het. So, ek word toe net ingesuig. En onmiddellik kry ek die gevoel van be careful what you wish for and be careful what you say. Want my weergawe van wat ek sal beskou, ek lees hom nou, altyd as ek so maak moet jy weet die Heilige Gees, né? Hy's op my voorarms en it's transferable in gelowiges. Kry ek hierdie ervaring en dit was seker, miskien 'n sekonde, maar dit het gevoel soos 'n ewigheid wat dit stil is. Maar dit is so stil dat die bloed wat in my are vloei irriteer my dat ek my nie kan krap nie. My hart klop so hard dat dit voel of dit jou kan kussie gee heeltyd in jou kop, dit slaan so stil was dit. En is swart. Dit is swarter as swart. Dis nie die tipe, ek kan nie sê swart nie, want swart is 'n driedimensionele, is nie 'n kleur nie, maar 'n primêre wyse van sig. Dit is donkerder as dit. Ek kan dit nie vir mense verduidelik nie. Dis soos onder in die inkpot waar die pen sy diepste grawe so swart is dit. En net vir daai oomblik en skielik is ek terug in die middel. Ek noem dit in die middel want agter my was daai en voor my was die pragtige geleentheid en wat ek sien as die stem van God. En ek dog, well, now that I had that, let's march. En ek begin so en toe ek net so vorentoe beweeg. Jy weet as jy toe ons skool toe gegaan het hulle mos daai mensies gehad wat jou keer dat iemand jou nie raak kry. Yeah. En dis amper soos daai, wow. En ek dog, oh my word. I went through all that, want jy onthou, jy weet presies wat gebeur het met jou op die aarde, maar jy's nie emosioneel verbind daaraan nie. Jy het waardering, maar jy's nie. Dis net maar dit, dankie Here en kom ons gaan aan. Soos 'n les amper wat jy geleer het. En toe ek het so gestop het my. En dis waar die genade van God inkom. Want ek dink nie God doen dit vir almal nie. Hy sê vir my, wil jy teruggaan? En ek en die Here is baie, ons praat op mekaar met mekaar soos op my vlak. Ek het eendag byvoorbeeld was ek nou nie in die beste byn en ek het gesweet. En die Here het met my gepraat en mense gaan nou dink ek gaan iewers te brand, maar die Here het 'n kragwoord gebruik. En ek sê nog vir hom in my siel, vloek julle daarso. En die Here lag en hy sê nee, ek praat met jou soos jy praat. Want jy sien so baie van ons sal dink o, 'n sekere woord en dan sê ons genade, maar wat jy eintlik gedink het is iets heeltemal anders. En mense moenie vir 'n oomblik dink die Here het nie daai woordjie gehoor wat jy gedink het nie. So die Here het daai tipe van sin vir humor. En ek dog toe ek nou daar is, Lord, you have a sense of humor, I'm gonna have one now, because I made it all this way to you. En ek vra vir die Here, Vader, drink julle hierso dag, do you get that drank? Want ek wil nie terug, wie sal dit nou vir jou vra? En ek onthou net hoe lag hy vir my. En hy sê, nee, okay. En dis asof hy wyl voor my lig en ek kan stap. En weet jy toe ek my eerste tree so gekom het weer en ek sê, are you not done? En die Here sê vir my, is jy seker? En in daai oomblik toe hy dit vir my sê, dink ek by myself, watter tipe van genadige God gaan jou nie net vra waar jy teruggaan nie, maar gaan vir 'n tweede keer vra, are you sure? Jy seker? En die oomblik toe hy dit vra, besef ek, jy het so baie werk, en dit gaan seer wees, die Here wys my, this is not gonna be fun, jy gaan baie swaar kry vir 'n lang ruk, maar as mense daar buite, wat daai wat agter jou is, gaan hê vir die res van hulle lewe en erger, as jy nie 'n verskil gaan maak nie, maar jy kan kom, ek sal deur ander mense werk, it's fine, daar's baie van hulle, maar vir jou het ek gekies, so wil jy na my toe kom, jy is welkom, of wil jy afgaan en nog steeds na my toe kom, net bietjie later. En ek kyk so, en ek
dit was amper soos 'n verbyvlietende moment en ek sê, jy weet as jy al sarkasties met jou ma is as jy 'n tiener is en hulle sê, jy gaan dit doen en jy wil nie na iemand toe gaan jy sê, ag okay. En ek het al, ag okay. Ek het nog nie eens okay in my kop gesê nie toe word ek wakker. En dit is 'n swerm susters om my, mediese dokters, bloed. Ek lê met my een darm in my regterhand. Grafies hy nou. En ek kyk so af en die ergste van alles is nou onthou jy presies wat gebeur het. Ja. En in daai oomblik het ek niks vrees. Ek het niks angs. Ek sien hoe hierdie mense om my, ek noem dit maar circa, dit lyk soos 'n dans om te probeer om iets te red wat nie te redde is nie, want hier is ek. En ek weet net ek het so vir die een suster gekyk en sy het so vir my gekyk. En sy sê vir my, "You're not going to die, sweetie, you're not going to die." Maar ek het haar nie eens gevra nie. En ek het net wou kyk en sê, "I know." En die dokter het my ingestoot toe nou in die emergency. Jy weet mos as hulle nou vir jou jaag en dis daai hele Grey's Anatomy situasie wat alles so om jou. Maar toe hulle my so deurjaag in die teater in, het ek tot die buisligte waardering gedink, "How beautiful." Is dit nie dat ons daai ligte het wat ons kan lei om te sien elke ou dingetjie was so precious. Nou jy weet, as hulle met jou ernstige operasies doen, lees hulle vir jou levites voor. So voor ek die eerste een al gehad het, was dit luister Rudy, goed. So you've got 50% chance of survival. You know, en dan moet jy nou teken en sê, "Okay, ek het nou gehoor en dan kan ek dalk doodgaan." Toe hy my daar instoot sê vir my, "Rudy, if we're lucky 10% that you can make it through this, but if I don't operate you, you will die very soon." En ek onthou net ek het gelag vir hom. Ek het gesê, "Sny!" Jy weet as jy daar sarkastiese tipe van, want my geloof was op 'n plek van God will do whatever needs to be done. Hy gaan verseker nie vir my sin toe vat, my terugstuur, laat sny en vir my weer vat nie, want wat was die les? Ja. En ek onthou net die narkotiseer, sy weet ook ek hou van blomme, want jy sien ek sê chatter, so almal het geweet ek hou van blomme. En sy begin met my praat oor Kersrose. En ek gaan onder en ek word wakker. En ek gaan nie vir jou sê dit was maklik nie. Dit was nie. Want toe ek eers terug is, toe begin Here met my werk. Want onthou nou, toe ek daar was het ons ooreengekom, as ek terugkom, gaan ek die werk doen. Nie om te sê dat ek nie al vir jare sy werk skryf nie. Ja. Maar wat ek besef het, maak nie saak hoeveel mense gegaan het en lirieke van geestelike liedjies van my getatoeëer het. 'n Vrou het tot vir my kom sê, toe haar kind begrawe het, van my lirieke op sy grafsteen, sulke tipe goed, hoe beautiful. Maar weet jy wat die snaakste ding, mens kan sulke goed doen en nie die Here ken nie. Jy kan sulke ongelooflike goed doen en nie regte verhouding met God nie. Jy kan net sy gawe vat by hom en leen en gebruik en nie besef dis wat jy doen nie. En dan wanneer jy hom ontmoet, begin jou eie liedjies vir jou sin maak. Want voor dit kon ek mooi goed doen en mense, dit was so mooi en lekker en dit was so. Nou, as ek komponeer en ek doen sekere note, dan stop ek myself vir 'n oomblik en ek pik 'n traantjie en ek sê, dis flippend goed. Dis so goed. En nie ek is goed nie, God is so goed. What is this even? Waar kom dit vandaan? Waar kom die woord? How did I do this? You didn't, Chopper. He did. En die dag toe ek besef ek is 'n skippie en ek word vol God se goed gelaai en ek lewer dit af, het ek beter begin vaar, op 'n bang wees vir storms en goed vinniger by mense uitkry wie dit nodig het. Want ons is te besig met onsself. En ek sê vir almal die woord ego, when you say it in English, ego stands for edging God out. Die oomblik as jou ego te groot raak, you're working out the Almighty who's in control, because now it's about me. Jy kan vir jou mooi maak, jou haartjies mooi blaas, jou make-up is doen beautiful. God loves it when you take care of yourself. Daar's niks om mee verkeerd nie. But why do you do it? Do you do it because you're grateful for the temple that is inside of you and that you're celebrating the beautiful canvas that God gave you, whoever you are, whatever weight you are, however you've done in life? Of doen jy dit om mense te impress? Vra altyd vir jouself daai. Want ek kyk nou in die spieël in die oggend met my hemp af, met al die snye wat my gewaag het in die verlede en ek sê, I love you man. I love you. You're a warrior, bro. You made it. Prys die Here. En dan begin ek my dag. En dit is wat ek wil hê almal moet hê. Wanneer jy in die spieël kyk, moet jy kan sê, I love that guy. I love that girl. Prys die Here. It's not perfect. Miskien is al bietjie iets hier of daar wat my pla, but you know what? The fact that I can breathe and think and look at this today and see is a blessing from God. Let's breathe, people. Dis 'n pragtige storie. Ek moet ook vir jou sê die liedjie wat jy geskryf het, ek gaan hom nou speel net na die onderhoud. Dit het soveel impak en krag. Ek het hom aangesit en immediately het ek Heilige Gees gevoel. So erg dat ek hom moes stop. That's what we want to hear. Dit was baie mooi. Baie dankie. So ek glo die ervaring het jou geloof
positief beïnvloed? Heeltemal Ja. omgedraai. So, jou nuwe treffer, hy was nou mos nou Vrydag vrygestel die hand. So, wat was jou inspirasie agter die lied en hoe sluit dit aan by jou eie lewensreis? Dit is eintlik die hele storie. So toe ek in die hospitaal lê, het ek wakker geword toe ek uit die koma uitkom, in 'n ander instansie. Vroeër deur die proses, so midway through. Jy maar verskoon ek meng my taal. Net Is maar net dis. En ek maak my oë oop en ek kan nie praat, beweeg, niks. Nie my vingers gebruik niks nie en ek kan nie skree nie. Ek kan ook nie die klokkie druk. En al wat ek onthou is ek kon 'n klok sien want hy was digitaal en hy sê 2 AM, net na 2. En dis al wat ek geweet het. Ek's iewers, dis 2 in die oggend, dis duidelik medies, maar ek kan nie my nek swaai om lekker te kyk nie. Ek kan net agterkom hier's baie pype op plekke waar dit nie moet wees nie, tot aan my nek en in my arms everywhere. Stoma sak, ek kon voel iets is op my maag, toe het ek nie besef dis stoma sakke en draaiwerk wat in my kolon ingaan nie. En ek lê en ek staar vir die dak. Nou kan jy dink hoe voel dit, want 5 uur eers omtrent het daai sustertjie daar ingekom vir die eerste keer. Nou lê jy vir 3 ure net en staar en wonder, is dit my lewe? Is dit wat dit is? Want nou dink ek by myself, okay, cool, maar hoe sing jy dit? Of hoe skryf jy dit? Hoe tik jy dit? Want jy Ja. ek maak nie, ek het nie eens gedink oor loop nie. Dis van ek so in 'n rolstoel sit, ek wil net kan sing of kan ietsie gee. En ek kyk so vir die dak en ek's 'n verskriklike perfectionist. So aandagafleibaar.com. Niemand kan my op fokus nie. Maar ek sien elke ou dingetjie moet geverf word, as daar iets moet geverf word of 'n gordyn hangskeef en fix ek vir hom as ek kan. En ek lê en kyk vir die dak. En al wat ek kon aflei as ek nou so rondom my kyk is dis 'n relatiewe duur plekkie waar ek is, want dit lyk nou relatief netjies, maar nou sou Rudy mos nou nie al die mooi furniture en goedjies raak sien met sy oogietjies waar hy kan nie. Hy sal die probleempie met die dak sien waar so 'n gaatjie is, wat so klein is soos my duim. Dit sal ek nou sien en dink, ons lê in hierdie mediese institution en jy weet en daar's 'n gat in die dak en mens betaal hiervoor. Dis nou waar ek nou is. Want nou is ek kwaad. Mense siel is kwaad. Baie mense wil nie sê ek was kwaad vir die Here of ek het hierdie nee, ek was so kwaad soos 'n Amerikaanse swart vrou op 'n slegte dag. Ek was kwaad. I thought, Lord, as ek eers daai aksent aan moet jy weet, nee. En ek kyk so vir daai en ek onthou ewe skielik. Baie mense sê hulle onthou goed van 'n koma. Mense het met hulle gepraat of party mense sê hulle onthou niks. Ek onthou een ding. My hand, my regterhand, het altyd 'n hand in hom gehad. En ek het geweet is nie 'n mens nie. En ek het geweet is God. Maar ek het nie besef tot ek wakker geword het nie. En toe ek daar lê en ek my oë oopmaak en ek met die Here begin debatteer, besef ek, o ja, daai hand. En ek kyk vir die gat en die Here sê vir my, dis die eerste wat ek Here gehoor het by the way. Want mense sê altyd in die verlede as mense vir my gesê het, die Here het vir my gesê en dan sê ek soos, wat het hy ge-WhatsApp? Ja. Die Here vir my gesê, die Here vir my gesê. Nee, hy sê vir jou. En ek dink elkeen het 'n eie manier. En die Here sê vir my, jy het dit geskryf. Want nou is ek kwaad en geïrriteerd, maar wel bewus van die hand en ek sê, ek het wat geskryf. Maar nou in my gees. Hy sê vir my, jy het vir teens Jordaan geskryf. Die dak is vol gate en die deure val om. Maar deur gate en goeters sien mense die son. Ek is op pad. En ek kyk vir daai gat en weet jy wat, ek raak verlief op daai dak. En ek dink ek het 'n 6 maande lange affair gehad met my sieling. Emosioneel. Want wanneer ek nie kon praat nie, het ek en daai dak met mekaar goed gedeel. En ek is tot vandag te oortuig en ek weet dit was die Heilige Gees. Jy is nooit alleen nie, jy kan nie wees nie. Maar ek het 'n maatjie gehad in die vorm van 'n asbesplafon. Wat alles gehoor het en teruggestuur het aan my toe. Soveel so dat toe ek uit die hospitaal uitgaan die dag, het ek gehuil so bietjie, omdat ek baie sê vir my maatjie, die dak met die gat in. Want weet jy wat het die Here gedoen toe ek vir teens daai liedjie skryf? Was daai dak klaar daar. En die Here het klaar geweet wat gaan gebeur. En die Here het klaar geweet dis waar hy my gaan kry. En hy het amper vir my in daai liedjie gesê, ek skryf gou jou inleiding vir jou geloof. And I didn't know that 10 years ago. En op daai oomblik besef ek, he's been there all the time. He will be there forevermore. En hy het klaar vir jou gesê wat met jou gaan gebeur. Ons moet net stilte kry, begin luister. That's what that is. Ja, dis wonderlik. Maar jy's ook 'n skrywer. Ja. Ek het gesien daar's 'n boek wat jy ook nou uitgebring het. So Ja. wat ons van die boek en waar kan ons hom kry? So ek het 'n dagboek, hy's al lank jou, het ek 'n dagboek uitgebring. Ek noem dit die dagboek vir jou hart. So ek is besig om my outobiografie nou te skryf. Dit vat net so 'n bietjie tyd, want elke keer as ek klaar is met 'n hoofstuk, dan sê die Vader iets amazing by. So tot hy gelukkig is. Al die dag as hy vir my sê, "Okay, chopper," dan sal ek hom uitsit. Wat binnekort sal wees, maar kom ons gee dit so 'n paar maande. Maar dagboek vir jou hart was ook 'n opdrag van God af gewees, want ons is so gejaag. Die Bybel praat ook van die gejaag na windheeltyd.
En daar's eintlik nêrens om heen te gaan nie. Daar's nêrens om heen te gaan nie. Al wat daar is om te doen is goed in die naam van Gees, lekker te lewe en gelukkig te wees. En ek sê vir mense altyd, en dis ook waar die boek gaan, grand vir party mense is 'n stukkie sparkkoek op die stoep met ou swart koffietjie en jou buurvrou en julle praat oor die weer. That's grand for some people. Vir ander mense is grand die Rit Carlton en Leperie. That's grand for them. Vir my is grand die Heilige Gees. En daai boek het nie datums op nie. Daar's nie Januarie 1, Januarie 2, daar's 'n maand met 'n fotootjie van my, baie maklik. Pragtig, prys die Here. Dankie vir Photoshop ook wat bietjie help. En langs dit vir elke maand het ek 'n gedig met 'n tema en dan het ek daai aantal dae vir die maand wat net sê liewe dagboek. Geen datums. En die dae wat jy 'n behoefte het of iets met God wil deel, dan sit jy die datum en dit daarin en jy maak dit toe vir jou. En dis vir jou hart. Daar's nie vir jou skedule nie, dis vir jou hartjie. En ek wil gehad het mense moet net 'n dingetjie hê om te sê, weet jy wat, en hoekom pronk ek op die voorblad daarso, want mense is altyd van, dis bietjie van 'n marketing gimmick. Ja, dit is. Ja, dit is, want ek is 'n lig van God. En as ek kan skyn op daai cover en jy kan sê, kyk hoe mooi lyk dit. Weet jy hoekom lyk dit so mooi? Nie omdat ek mooi is nie, because I shine bright like a diamond. Dis hoekom ek dit verkoop, né? Here you go. Here you go. If you want some of that light, here it is. Vat hom. En dan sit jy jou eie binne in en dan saam we shine brighter than ever. Dis wat dit is. Hierdie jaar het net ongelooflik snaaks begin vir meeste van die mense. Korrek. Hoor ek mense beklei, mense gaan deur depressie, mense gaan deur egskeidings, daar's so baie dinge waardeur mense gaan. Wat 'n boodskap het jy vir hulle vandag? 2 woorde, dis okay. Dis okay. Weet jy dat as jy lewe in 'n bewussyn dat dit okay is, gaan jy dit okay begin maak. Dis omdat ons verslaaf raak aan drama. Ons raak, ek het self baie erg en diep aan bipolêre depressie. Ek's voorstander vir dit. Ek's op 'n mediese raad, 'n raadgewer vir depressie en vir angs en daai tipe goed, om mense te help om dit te oorstaan. Nou onthou, medikasie is 'n goeie ding. Ek sê nie vir mense moenie 'n pilletjie drink nie. Die Here werk ook chemies met 'n mens. Hierdie mense wat sê, die duiwel is in die pille. No. Nee. As die Here vir jou 'n pilletjie gee wat jou laat beter voel, moet hom net nie misbruik nie. Dan voel jy ou 'n bietjie meer jump start en dan gaan jy in die gees. Maar as ons besef dat die norm is dat dit okay is. Die norm is dat alles eintlik gaan uitwerk. Dis net, jy sien, ek sê nie eens sy naam nie, ek noem dit die duisternis of die vyand. Kan nie jou gedagtes lees nie. Hy kan net hoor wat jy uiter. En hy kan sien hoe jy beweeg. En as jy fidgety raak, en jy raak 'n bietjie so in jou eie vel ongemaklik gaan en geleentheid, maak hy so, né? Maar as jy weet dat alles okay is, tot op die punt laat niks vir jou skeef kan loop nie. En om jou voorbeeld daarvan te gee, met hierdie ongelooflike groot vertoning waarmee die Here my seën wat ek aanbied. Ek werk so reguit. So wanneer ek werk en ek musiek maak, en mense wat saam met my werk weet, daar's Rudy, en dan is daar Rudy wat aan die werk is. Rudy wat aan die werk is so. Okay, jy vir my links op is 'n pron daarso, sit vir my daai lig aan 16 op daai trek af daai kanaal en asseblief lig vir my die mid, let's go. So werk ek, né? Want dan funksioneer ek. Maar ek sê altyd vir mense voor die tyd, ek gaan ook 'n bietjie ongeskik klink. Maar dis net ek wat function. Want die Here werk so. Kom ons maak so. Dis omdat ons nie luister nie en wil so maak en ons tango rondom God, dat ons dit nie reg kry nie. Want jy sien, die Here sê vir jou doen daai dans, maar jy ken hom nie en sê nee, maar ek ken net wals. Dan sê die Here, maar jy gaan nou tango. Nee, maar ek ken net wals, nee, maar jy gaan nou tango. Maar kan nie tango, het jy al probeer? Want nee, want ek kan nie, nou weet jy kan nie. En hoe meer jy in die rigting van tango loop, hoe meer gaan jy begin sien, gaan iets gebeur met my lyf. Want jy luister na die Here. That's the biggest thing of all. En dit is hoekom aan die begin van hierdie proses, die Here vir my, kyk, hy toets, hy speel lekker, die Here is die snaakste entiteit wat bestaan, hy maak die grootste grappe, dan het ek 'n ding net agter mekaar, dan trek 'n sanger uit of hierdie ding gebeur, dan het ek nou al 3 rokke ontwerp, en ons het nou R100,000 aan kostuums bestee vir hierdie mens, en now they don't want to be a part of it anymore. Ek was 'n mens gewees van, excuse, ek het daar, jy weet as jy so opgaan op die skiesboon, hè? Yeah. Nou okay, mens noem dit ego, excuse, jy kan amper hoe durf jy in hakies agter dit sit. Nou, as dit gebeur is ek van, okay, so die Here wil jou nie daar hê nie, gee net die rokkietjies, laat ons kyk wie pas in dit. En weet jy wat, as jy met dit loop, dan kom iemand wat in dit pas. En as hulle nie doen nie, en ek sien dit, dan pin ons hulle bietjie tot dit pas. En as hulle ook wil uitgaan, dan los ons dit. En as dit op 'n punt kom waar daai rok vir niemand pas, en dan gee ons hom vir charity en ons maak 'n nuwe rok. En as ons nie geld het vir 'n nuwe rok, en dan bid ons tot ons geld het vir 'n nuwe rok. En as dit ook nie deurkom en dan weet ons God wil nie 'n nuwe rok hê nie, dan maak ons 'n ander plan. You gotta live like that. Want God se plan vir jou lewe is groter as jou idee vir jou lewe. Idee en plan is nie dieselfde ding nie. Idee is wat jy dink iets gaan wees. Plan is 'n geformuleerde konstruksie. The best plan is God. The worst idea is you. Maar jy en God saam is the best plan and idea combined.
alles is okay. Die eerste liedjie, versie van my liedjie sê, word 'n bietjie stil. En ek sê in die tweede vers, bedaar my mens. Teens het altyd vir my gesê, bedaar. Sê ek Teens, hoe gaan ek bedaar? Ken jy die woorde van hierdie sing? Bedaar. En ek wou altyd vir mense in daai stem toe en sê, as jy so voel, sê vir jouself, so diep as wat jy kan bedaar. Want as 'n kalmte wat assosieer as jou kennatsak. En nader in jou hart is, kom hier. Almal moet net vir my kom hier. Sjoe. Rudy, baie dankie. Dit was regtig 'n ongelooflike storie geweest. Dankie dat ek hierdie So groot plesier. Dankie vir jou. En mag jy nog groot hoogtes bereik in jou lewe. Baie dankie. As dit God se wil is, gaan van dakke lig met sy naam. Dis baie dankie. Dankie vir jou seën jou. Kom leer my